Kom ons aanbid en kom ons dien die Here hier in sy erediens. Die belangrikste bijeenkomst wat ons kan wees op hierdie aarde, is die bijeenkomst wat ons hier vanoggend het, waar ons die lewende God moet, waar hy ons ontvang in sy seën hier in sy erediens. Psalm 95, lees ons vers 1 tot 3. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsange hom toejuig. Want die Here is grote God, ja, groot koning bo al gode. Van die Here se goedseën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loop die Here en ons sing Psalm 33, daarvan sing ons vers 16, vers 7. Ons stuur ons lewens die lig van die Here se 10 woorde, sy 10 verbondswoorde. Ons lees saam met Eksodus 20.
het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis gelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Mag vir jou geen gesteede beeld of enige gelykenis maak aan wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uiterlik gebruik, nie ongestraf laat bly. Denk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vriend, of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Waarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig? Die Here jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Antwoord en dan sing ons Psalm 130, daarvan sing ons die eerste 2 verse, en daarna gaan ons saam bid. Almagtige en getroue Vader, U ontmoet ons hier in die erediens. Is geensins uit onsself uit nie, self kan ons niks doen nie. Ons is nie waardig dat U ons ontmoet nie. Al ons waardigheid is net dit wat U aan ons doen, dit wat U in ons werk deur die Gees. En onsself is ons nie net siek nie, maar dood deur ons sonde en deur ons misdade.
Here, as U nie gekom het deur die Gees en in Christus, om ons nie te kom verwek vanuit die hemele nie, dan sou daar vir ons alleen maar liggaamlike dood, geestelike dood en die ewige dood oorgebly het. Dis vir ons hart om teen die prikkels te skop. Here, U ken ons baie beter as wat ons onsself ken. Nog gereeld wil ons na U toe kom met ons werke wat ons dink goed is. Om te dink dat U ons beskuld. Ons wil dit bely, Here. Hoort nie so. Sonde in ons. Ons misken U heerlikheid en U majesteit en U krag en U groot werk. Smeek U dat U sal werk in ons kragtig deur die Gees en deur die wonderlike beloftes van die woord, dat ons U heerlikheid en U majesteit mag besef, dat ons dit mag ken, dat dit in ons harte mag ingang vind tot in ons diepste wese in. Dat dit daar die wortel is ons probleme, dat dit daar verandering sal bring. Dan dat vrugte sal dra met my. Het is vir ons maklik om 'n masker op te sit. By U is niks verborge. Vir U is daar geen geheime nie. Smeek U dat U die lig van die aangesig oor ons sal laat skyn en ons verlos, ons red. Sien dit, wêreld rondom ons, sien die ellende, sien waartoe ons mense in staat is, oorlog, dwaalleur, met stryery en skriwelinge en liefdeloosheid. Die tyd sal te min wees as ons sondes vir U opneem. Tegelijkertijd wil ons ook berus en skuil by U alleen. Gaan net na U toe vlug, na wie toe anders sal ons vlug? Ons vlug na U toe, wat ons verlos het in Christus, wat ons skoon gewas het in sy bloed, wat ons nie geskep het, wat ons weer hoop gee. Spreek tot ons deur die woord, rus ons toe. Ons die leerstellings van die woord ken, mag ons gevoed word, sodat ons die koninkryk sal lewe as koninkryksburgers. Dis waar dinge wat ons maklik op plat staan, Here. Ons pleit kragtig in ons werk, ons sal moedig wees. Hierdie stryd sal vasstaan en die goeie werke sal doen wat U vir ons al reeds voorberei. Wat 'n genade, Here. Ons maar net mag wandel in die goeie werke wat U al reeds vir ons voorberei het. Spreek nou met ons, Here, ook in die woord. Miskien bekering waar dit nodig is, miskien vertroosting waar ons dit so brood nodig het. Ons pleit dit. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Sing saam Psalm 37, waarvan gaan ons sing die eerste 3 verse. Psalm 37, vers 2 gaan ons sing vertrou op God. Die hart en hand is troue diens aan hom verpand. Sing van ons troue diens waartoe die Here ons geroep het. Ons vertrou op hom
En dan kan ons rustig ons werk doen, en dit ons gee. Ook vers 3, veral met die oog op die prediking en die Here se woord wat ons gaan lees, laat 'n ydelle sorg jou nimmer kwel. Laat ydelle sorg jou nimmer kwel. Wil aan die Here jou sorg vertel. Psalm 37, 1, 2 en 3, en daarom gaan ons lees die eerste. Suster, jy sou jouself herinner dat ons heelike tydjie terug begin het met reeks prediking uit die katekismes uit. Toe het ons stilgestaan by die Sondag 1 tot 8. Op Sondag 8 begin ons behandeling van die 12 artikels. Ons beste Sondag sal ons geloof vanuit beleid. En in Sondag 8 word genoem dat die 12 artikels word in 3 dele verdeel. Die eerste deel wat gaan oor die Vader, die tweede deel oor die Seun, die derde deel oor die Heilige Gees. En dan gaan ons vandag stilstaan by Sondag 9. Ons gaan eers ons belydenis saam lees en dan ook die Here se woord uit Lukas hoofstuk 12. Ons lees eers ons belydenis saam Sondag 9. Wat glo jy as jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Dan bely ons, ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus, wat die God en Vader is. Op hom vertrou ek so, dat ek nie daaraan twyfel dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad wat hy in die jammerdal met my beskik, tot my bestwil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan en ook as 'n getroue Vader wil. Net voordat ons lees het, Lukas, deur hierdie laaste sin, hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my bestwil verander. Nie weer iets hieroor sê nie, broedersuster, maar dis tog ook begryplik wat ons hier bely, dat die Here, ons hemelse Vader, ons getroue Vader, al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik. Dis wonderlik om te weet, dat ons Vader beskik het. Al die klem op die woordjie beskik.
Hy is nie die oorsprong van die kwaad nie, Here is mooi die oorsprong van die kwaad nie, hy moet dit tog beskik. Hy is die volle in beheer van sy kind se lewe. Ons dink veral aan Job, waar die Here dit juist beskik het, ten goeie. Nou lees ons saam met Lukas 12, ons lees saam vanaf vers 13. En een van die skare, Lukas 12 vanaf vers 13, en een van die skare sê vir hom, Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Hy antwoord hom, mens, weet my is 'n regter of 'n leder oor julle aangestel? Hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Hy vertel hy hulle hierdie gelykenis. Ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel. Sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek, groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem rus, eet, drink, wees vrolik. God het aan hom gesê, jou dwaas, hierdie nag sal hulle jou siel van jou afwys, en wat jy gereed gemaak het, wie se sal dit wees? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God. En hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel, en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie, en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer, of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? En wie onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei. Hulle arbei nie, en hulle spin nie. En ek sê vir julle self, Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel meer vir julle gelowiges. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld. En julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, my kindertjie. Want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoses. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie. 'n Skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So ver. Derde, al die dinge soek die nasies van die wêreld en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kindertjie. Want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Ons lewe is vol bekommernisse. Regtig oor baie dinge bekommerd wees en angstig wees. Was 'n predikant gewees wat 2 mense gesien het verband met hulle huweliksprobleme. En een van die dinge wat met die tyd na vore gekom het, is die vrou wat baie gespanne was. En sy was 'n baie angstige persoon gewees. Sy was elke ding was sy bekommerd en angstig gewees. Die predikant sê toe vir haar, vra toe vir die vrou,
Ons sal haar angstigheid vir die Here kan gee. Ons sal dit kan laat gaan, ons sal daarvan kan bekeer. Nou antwoord was, sy sê, ek kan nie. Dit was my nabye metgesel gewees vir al die jare. Die Engels sê dit eintlik baie mooi. It was my close companion. Sy sê dit was haar close companion vir al die jare nog gewees. So besef ons hoe naby is kommernisse in ons lewens, angstig. Dis een van ons groot vriende, te bekommer en angstig te wees vir soveel dinge. Alhoewel as jy bekommerd, geliefde, maak jou angstig. Het is jou vreeslik. Alhoewel lê jy die dag wakker op die bed, kommer jy. Ons gaan ons ondersoek onsself hierdie week in die lig van hierdie vraag. Het is so, is nie lekker om een van hierdie vrae te beantwoord nie, ten minste is dit vir my nie lekker om dit te beantwoord nie, want my bekommernisse, as ek hierdie vraag gaan ondersoek, dan besef ek my bekommernisse is net so aards, is net so menslik, is net so sonder God. Hoe kom ons vry van hierdie nabye metgesel in ons lewens? Wat ons stadig aan verteer en ons lang leef. Die hoor dit al sommer direk, broer en suster, ons het troos nodig. Ons het baie troos nodig. Ons het groot troos nodig. Ons troos is, wat ons ook so wonderlik bely in ons troosboek en in ons leerboek, die katekismes. Ons troos is, ons wil leer, ons het 'n Vader. Ek en jy het 'n Vader, broer en suster, ons het 'n hemelse Vader, soos wat ons bid. Soos ons Here Jesus Christus ons geleer het om te bid. Ons het 'n hemelse Vader. Broer en suster, ons ken vaderskap vanuit die wêreld rondom ons. Ons baie paas in die wêreld. Ons ken vaderskap baie goed. En sal een ding ons baie mooi moet oppas, en dit is om te dink dat ons aardse vaders, te dink dat ons aardse paas, soos ons hemelse Vader is. Jy weet, ons moet oppas dat ons nie God se vaderskap verbind met ons aardse paas nie. Jy weet, dat vaderskap nie op hierdie aarde begin nie. Vaderskap is gewortel in wie God self is. Ons hemelse Vader het nooit 'n Vader geword nie, broer en suster. Hy is 'n Vader. Dis wie hy is, in die ewigheid is hy Vader. Dis wie ons hemelse Vader is in sy bestaan, in sy wese is hy Vader. Net soos wat hy almagtig is, net soos wat hy alomteenwoordig is, net soos wat hy oneindig is, net so is hy Vader. Net so is ons Vader. Vader. Hoekom? Want hy het die ewige seun. Ons hemelse Vader is in ewigheid Vader van wie ons die Here Jesus Christus, en Christus en die Vader is een. Hy is Vader, liewe gelowige, en hy kan dit nie minder wees nie. Hy is altyd Vader, want hy het 'n ewige seun wat nie gemaak is nie, wat nie geskep is nie, maar wat in ewigheid bestaan. Hierdie seun is ewiglik gegenereer. En daarom het ons altyd 'n Vader. Hy is altyd Vader, broer en suster, en dit is so troosvol, dit is so troosvol. Die hemelse Vader is altyd Vader, hy is altyd jou Vader, en hy kan dit nie minder wees nie, of hy kan dit ook nie minder word nie. Hy kan nie minder ons Vader wees nie. Hy kan ook nie minder ons Vader word nie. Hy kan nie verander nie, hy is Vader, dis wie hy is. Altyd die Vader. Die veranderlike is nie by hom nie. Die veranderlike is by ons. Ons word in tyd, word ons sy kinders. Ons word verander, deur sy Gees kom bring hy ons na hom toe, en hy kom maak ons sy kinders.
Ons wat verander, ons word sy kinders gemaak. Nou wat het die Heilige Gees sê, ons werk, die Heilige Gees roep uit in ons, Abba Vader. Hy roep in ons die Gees, Vader, Vader. Dis nie 'n gees wat slawerny om weer te vrees nie, Romeine 8, maar dis die Gees wat aanneem tot kinders. Hierdie Gees wat in ons kom werk, hy kom oortuig ons dat ons kinders van God is. Ken jy hierdie troostgeliefde? Kind van die Vader te wees, maar kind van God te wees, is nie God die enigste werk in ons. Jy het die hemelse Vader, dit beteken ook dat jy 'n broer het. As jy die Here Jesus Christus is, geliefde, dan het jy 'n Vader, dan het jy ook 'n broer. En hy word die Here Jesus Christus genoem, want die Vader is nie net ons Vader nie, hy is ons Vader, want hy sit ons immers heel eerste, die Vader van ons Here Jesus Christus. Beteken jy het 'n broer. Hoe sê ons Here Jesus dit in Johannes 20 vers 17, Jesus sê vir haar van Maria, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broers, gaan na my broeders toe, gaan na my broers toe, en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God, en julle God. Ons het 'n Vader. Hierdie Vader is vir ons nie minder lief as vir sy seun. Dis hoe groot dit is om die Here Jesus Christus te wees. Ons Vader het ons nie minder lief as sy seun Christus. Dis wat dit beteken om in Christus te wees. Om ander, dis natuurlik baie groot. Maar om 'n Vader te hê, dit wat dit beteken om in Christus te wees. Hy is nie vir ons minder lief as vir Christus sy seun nie. Sy ewige seun. Liewe gelowige, selfs al gaan dit hoe swaar, en selfs al druk die Here se hand hoe swaar op ons steeds weet, ons hemelse Vader is ons Vader. Is net so. Hy sê ewigheid die Vader in Christus. Dis die hartjie van Sondag 9, ons belydenis. Ons ewige Vader en ons broer, Jesus Christus, wie ons ingeplant is deur die Gees. Nou broers, wat behels dit om te sê, ek het die hemelse Vader. Ons hemelse Vader is 'n Vader wat ons wil versorg. Opgeleid broers, is dit besonderlik bely ons dit Sondag 9. Hy is 'n Vader, dan word daar 4 belangrike woorde genoem, wat ons met alles, wat ons vir liggaam en siel nodig het, wil versorg. Dis hoe die hemelse Vader vir jou wil versorg, met alles wat jy vir liggaam en siel nodig het. Broers, die woorde is, elke woord is eintlik belangrik, mens kan baie sê oor elkeen van hierdie woord, alles, wat ons vir ons liggame, maar ook vir ons siele, partykeer is dit nodig dat die Here, dit wat ons liggaamlik nodig het, van ons moet weerhou, sodat ons op besef, ons het 'n siel wat ook versorg moet word, en gevoed moet word, en gekoester moet word. Alles wat ons vir liggaam en siel nodig het, nie graag wil hê, is 'n verskil. Hy sê ons moet alles wat ons vir liggaam en siel nodig het, versorg. Wat 'n besondere groot belydenis. Die Here Jesus vertel 'n gelykenis van 'n man wat vir baie jare weggesit het, en hy het op geweldige groot graanskure gebou vir sy oes. Hy het nie geglo uit die hemelse Vader nie, gedink hy homself sorg. Sy bestaan hang van hom af. Lees ons in vers 21. Hy was nie ryk in God nie. Dan in die lig van hierdie gelykenis kom die Here Jesus en hy vertel vir sy disippels en hy begin en hy sê vir hulle, weet ek wel nie. Moenie onnodig angstig wees en bekommerd wees nie. Goed soos dat mense nogal gedink het dat die meeste moedies in die Bybel verbid word met die 10 verbondswoorde, met die 10 gebooie, waar ons
baie keer die wette van die Here doen, mag nie moord pleeg nie, mag nie steel nie. Of wat is die woorde wat waarskynlik die meeste deur die Here Jesus gesê word? Nie vrees nie. Nee, wel. Nie vrees nie. Dan gebruik die Here Jesus die voorbeeld. Die eerste voorbeeld wat die Here Jesus vir hulle wil gebruik, is die kraai. Die kraai is 'n onrein voël in die Bybel in die Ou Testament gewees. Dis ook 'n aasdier, die Engelse is ook weer eens mooi as 'n scavenger. Dis wat 'n kraai is. Hy vlieg rond en soek aas, omsteen dit in die paaie sal hulle opvlieg as die kar aangery kom. Dis 'n kraai. Broer en suster, het jy al ooit 'n kraai gesien wat na sy skuur toe vlieg, waar hy vir hom kos bymekaar maak? Het jy ooit 'n kraai gesien wat vir hom 'n skuur bou en vir hom kos bymekaar te maak? Het jy al ooit 'n kraai gesien wat met sy bek en sy snavel 'n voor in die grond trek en saad gaan haal en begin plant? En wat oor 'n tyd weer terugkom met sy borsmasjien, met sy oesmasjien om sy land af te oes? Het jy al ooit so 'n kraai gesien? Hoeveel te meer ek en jy? Hoeveel meer werd is ek en jy nie as 'n kraai nie? God se onderkonings en sy rentmeesters om hierdie skepping rond te bestuur. Die mens, ons wat hy geskep het na sy beeld, is ons. Hoeveel meer is ons nie werd as die kraaie nie? As jy bekommerd, die wêreld selfs nie by ons is chaos, almal is nou bekommerd oor die petrolprys en dieselprys en brandstof en gas. Die wêreld is angstig en hou asem op vir 'n derde wêreldoorlog. Ek en Klausie is 'n bekommernis vir ons. Finansies is 'n bekommernis. Wat kan ons alles nog nie byvoeg nie, al ons bekommernisse en ons angstighede. Stap net te draai in die Here se skepping, broer en suster. Maar die skepping jou leer. Die skepping vir jou wys wat 'n goeie Vader jy het, sorg. Kyk na die voëls, kyk net hoe word hulle versorg. Kyk net aan die lelies en die blomme in die veld. Het jy al ooit 'n lelie gesien, broer en suster, wat bekommerd is oor hoe dit lyk? Het jy al ooit 'n lelie gesien wat hard werk sodat dit mooi kan lyk? Wat agter die naaldwerkmasjien inskuif en mooi klere maak? Of wat mooi klere verf en hulle self mooi versier? Het jy al ooit so 'n lelie gesien? Selfs Salomo, al sy beelde en al sy materiale wat hy gekry het reg oor die wêreld en al sy kunstenaars en sy modeontwerpers, hulle het nie naby die mooi klere van die lelies van die veld gekom. Hoeveel meer vir julle klein gelowiges? Dit is baie meer as die blomme van die veld en die gras van die veld. Ons is bekommerd oor soveel aardse dinge. As jy ons Vader weet dat ons hierdie dinge nodig het. Ek weet het. Ek kan, ek wil sorg. Broer en suster, hierdie beteken nie dat ons nie meer hoef te sorg vir ons ou dag byvoorbeeld. Hierdie beteken nie dat ons maar onverantwoordelik met ons finansies kan omgaan nie, of dat ons nou maar niks meer omgee nie. As ons verskil tussen omgee en werk en voorsien en ons roeping uitleef, ons verantwoordelikhede nakom wat die Here vir ons gegee het, teenoor angstig wees en bekommerd wees en om met kwellinge te lewe. Dis 'n groot verskil. Hierdie wat die Here Jesus vir sy disippels sê, beteken geen soos om niks meer om te gee nie. Inteendeel, wat sê die Here? Die Here sê, soek die koninkryk van God. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons vergeet die Here maklik. Ons denke en ons situasies en ons besluite, ons vergeet die Here baie maklik. Lees in die boek Deuteronomium en is baie opvallend hoeveel keer ons daar in die boek Deuteronomium lees
Die Here vir sy volk skryf en vir ons, neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet nie. Ons God het 'n koninkryk. En daardie koninkryk is nie ver nie, daardie koninkryk is nie in die hemel nie, of daardie koninkryk wat hy het, is nie op 'n ander planeet nie. Hy is op hierdie aarde. Maar, belangrike maar, dis ook 'n hemelse koninkryk. Dis 'n koninkryk, dis 'n hemelse koninkryk wat gekom het hier op hierdie aarde. Dis die wonderlikste iets wat daar kan wees. Ons hemelse Vader het nader gekom na ons, toe hy naby gekom. Hy het sy koninkryk hier kom oprig, op hierdie skepping. Ek en jy het 'n Vader. Wat lees ons in Matteus 25 vers 34. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Dit is voordat hierdie wêreld geskep is, het God besluit dat hy onderdane sal hê. Hy besluit hy gaan skep en in sy almag openbaar hy homself, wys sy heerlikheid in sy almag en skep. Dan skep hy die mens. Groot van die skeping, maar hy skep nie net die mens nie, hy verbind homself, hy bind homself ook aan hierdie mens en hy rig 'n verbond op in bloed. Mens met ons. Die almagtige, die alomteenwoordige, die oneindige ewige God, hy begin 'n koninkryk op hierdie aarde, bind homself in 'n verbond met ons, sy kinders. Dan sien ook 'n ander koninkryk natuurlik op hierdie aarde, die koninkryk van die bose, die koninkryk van hierdie wêreld. Dan lyk dit elke maal in die Ou Testament as ons lees, lyk dit asof God se koninkryk op byna niks uitloop nie. Dan skeer die hemel. Breek die koninkryk van God deur op hierdie aarde. Wanneer daar 'n babatjie gebore word in Jerusalem. En dan vergader die engele saam in jubelende stem wanneer die koninkryk van God kom op hierdie aarde. Koning, hoor. Maar reg deur die Here Jesus se tyd op hierdie aarde, sê ons se koninkryk is anders. Johannes 18 sê hy, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dan sou daar oorlog gewees het. Dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Nou is my koninkryk nie van hier nie. Ons koninkryk, broers en susters, werk nie net geestelik. Maar tog dis hier, dis op hierdie aarde. Dis op hierdie aarde waarna toe Christus gekom het. Hy veg nie op hierdie aarde nie. Soos baie misdadigers sien ons hierdie, baie misdadigers sien ons hierdie koning van die koninkryk net hierna, net na Johannes 18, sien ons hom op 'n kruis hang, nie geveg nie. As een sy oor afgekap word, maak hy sy oor gesond. Hy het nie geveg nie. Sy koninkryk is van hierdie. Soos baie ander misdadigers op hierdie aarde, hang hy in 'n kruis. Twee ander misdadigers hang sommer langs hom. Sy kruis is anders. So leer die woord ons. Sy kruis is 'n vervloeking. Sy kruis, die koning se kruis was 'n vervloeking, want die onderdane van die koninkryk ons is in onsself verdoem en vervloek, ons verdien nie dood, want ons dra ons rug op ons Vader. Die woord van die Here is daaroor baie duidelik, ons het in onsself weggeloop, ons het weggegaan uit hierdie koninkryk uit, ons stap weg. Ons wil niks van hierdie koninkryk van God weet nie. Ons het hierdie goeie koning verwerp. Dis hoe die onderdane van die koning ontaard het in sy koninkryk. Hoor die troos, broer en suster, moenie vrees nie, want julle Vader het 'n welbehaag daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Hierdie koninkryk gee hy vir ons. Ons kan dit nie verdien nie, ons kan nie. Belangrik dat ons sal oplet, ons het dit nie verdien. Hierdie koninkryk verdien ons nie,
en ons Vader wou dit aan ons gee. Dit was sy welbehae, sê vers 31, 32. Dit was sy welbehae. Hy wou dit doen. Hy wil wys hoe heerlik hy is. Hy wil wys, hy wil openbaar wat die Vader hy is. Ons wil hy die koninkryk gee, hy wou dit. Dis ons Vader geliefdes. Ons die koninkryk gegee. Die koning van hierdie koninkryk is Christus en ek reeds oorwin. Dit beteken dat God se koninkryk sal vasstaan tot die einde. Waarop wat ons het, is die Gees wat uitgestort is in ons harte. As die Heilige Gees uitgestort word tydens Pinkster, dan kom die koninkryk van God met krag op hierdie aarde, in mense se harte en in hulle denke, kom die koninkryk van God. Hierdie koninkryk is op pad na die volëinding toe. Die gelowige, daar is 'n koninkryk wat vir ons wag. Miskien nog maar nou 'n klein bietjie van hierdie koninkryk. Maar dit het al begin. Gering, maar dit begin. Hierdie Gees en hierdie woord sal ons die volëinding van hierdie koninkryk ken. Elkeen wat in Christus is, wat in hierdie koning is, sal die volëinding en die heerlikheid van hierdie koninkryk ken en ontvang. Hierdie aarde lyk die koninkryk klein en gering, en dit lyk soms vir ons asof God se koninkryk weggooi. Dis 'n vergissing, broer en suster. Dis 'n vergissing. Hierdie koninkryk staan vas in die oorwinning van Christus wat reeds behaal is. Dit is onoorwinnelik. En die heerlikheid van hierdie koninkryk is op hande. Moenie vrees die klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om in hierdie koninkryk te gee. As ons Hemelse Vader hierdie belofte vir ons gee, dat hy hierdie koninkryk vir ons gegee het, dan sal hy ons ook op die pad na daai koninkryk toe dra en versorg. Hy sal, dis sy belofte, broer en suster, dis ja en amen in Christus, en deur die Gees wat in ons woon, hy sal. As getroue Vader sal hy ons op hierdie pad lei en dra en sorg. En as die almagtige God kan hy. Bekommernisse en ons angste is so baie. Maar laat dit nie ons nabye metgesel wees nie. Maar God self wat sê, moenie vrees die klein kindertjie, Matteus 28, is met julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. So 'n getroue Vader versorg het. So 'n broer in Christus, so 'n trooster in die Heilige Gees. Glo in hierdie drie enige God, broer en suster, soek sy koninkryk. Ons antwoord, sing ons Psalm 147. Daarvan gaan ons saam sing die derde en die vierde strook. Psalm 147, derde en vierde vers, daarna gaan ons saam.
die hemele. Ons hier mag ken vanuit die woord, is ewige Vader, woordtyd is die Vader, dit is die altyd. Dit sal hy ook altyd wees tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Dat die koninkryk en die heerlikheid kom. Ons is geseën, Here, dat ons met hierdie troos mag lewe, die vir ons 'n getroue Vader is, die ons met alles wat ons vir liggaam en siel nodig het, sal versorg. Ons prys U vir die woord, ons dank U vir die woord, deur ons U mag ken. Mag ons U meer en meer ken, Hemelse Vader, openbaar U self aan ons in heerlikheid, skenk tog bekering, dat ons onsself bekeer, en dat ons diepe afhanklikheid van U sal lewe. Mag ons groei in ons geloof om U alleen te vertrou as ons troue Vader en almagtige God. Rig ons in ons voetstap elke dag. Ons skiet so ver tekort om die koninkryk te soek. Dis die begeerte van ons hart as die kinders. Nie gemaakte skepsele in die koninkryk, is dit die begeerte van ons harte om die koninkryk te soek. Rig ons tog daarin. Herinner ons deur die Gees U aan die koninkryk. Vader, ken ons elkeen se beproewinge, ons uitdagings, ons is swak, ons is bekommerd, ons het angste. Troos ons met die woord, en met U, bind ons aan U, o Here, dat ons ryk God mag wees, soos ons gelees het in die woord. Dit vir 'n wêreld wat in oorlog gedompel is, mense is boos, geldgierig en magsugtig. Maar U kan dit nooit wees nie. En in al die chaos in ons wêreld, en in U wêreld, dat U altyd in beheer. Rig ons oor tog op U, dat ons getroue diensknegte en diensmaagde mag wees in U koninkryk. Ons bid en ons smeek dat U ons sal bevestig in ons ambt van gelowige, dat U ons as profete en priesters en ons konings sal rig en sal voorsien wat nodig is. So koninkryk te soek. Ons bid en vra hierdie dinge en ons bring ons dank na U toe, ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Psalm 127 gaan ons saam sing voordat die Here ons wegstuur met sy seën. Psalm 127, waarvan die eerste en die tweede vers. Amen.
Here sal jou seën en jou behoed. Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.